moeder, dis hulle wat vir haar, hulle gaan saam met haar Amerika toe en drink van my ook saam, asseblief. Laat, ons wil graag vir julle vanaand bless. Ek dink dis 'n belangrike ding om te doen. Die woord van die Here sê dis belangrik om te doen. En vrou lief, dit sy gaan, sy hier so, kom sy. Hulle gaan nog gou vinnig haal. Shame. As sy soos my vrou was, dan ry sy. En wat ons vanaand wil doen is ons kan vanaand vir julle alles toebid, ons kan vir julle alles seën toewens. Ons kan vanaand alles doen wat mooi is. Maar die mooiste ding wat ons kan doen, is om 'n seën oor julle uit te spreek. En ek dink dis wat ons gaan doen vanaand. Maar ons gaan dit nie vanaand doen met dat ek iets sê of 'n seën uitspreek nie. Ons wil dit oor julle sing vanaand as dit reg is. En dus vanaand die belangrikste is sy op pad. Ok, is reg, ons gaan net die kans gee hier te kom. Dan sê, as jy my nie word benodig in die hoofsekantoor asseblief. Amen. Ons wil graag so net daar waar julle sit, julle kan lekker rustig sit. Dan gaan hierdie vir Chris en vir Laura gee en vir vra, hulle moet hom asseblief vir ons doen, the blessing. As julle dit oor my kan uitspreek, asseblief. Amen. Baie dankie. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
En ons het vanaand 'n spesiale diens. Ons doen doop. En ons gaan groot is ons doop. Ons glo daar. Amen. Halleluja. Voor die musiekspan sê dankie, julle kan die sitplekke neem. Ons sal om vanaand saam met julle te kan bedien. Dis 'n voorreg. As jy Bybel saamgebring het, blaai gerus saam met my. Ons gaan vanaand so 'n paar skrifte doen. En ek dink ons moet begin by Efesiërs 4 vers 5. Efesiërs 4 vers 5 sê hierdie woorde: een Here, een geloof, een doop. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid en vra, Here, dat U tot ons harte sal spreek. Vou ons vanaand toe met die liefde en die genade. En Here, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Is my gebed in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou praat rondom die doop, want baie mense het nou die vraag gevra: hoekom is daar 'n groot doop en hoekom is daar 'n klein doop? Ek kan jou nie verduidelik nie, ek weet nie. Wat ek wel vir jou kan sê is, ek het 'n dominee vriend wat ek altyd gepest het met hierdie vraag. En ek was baie lief van voor as ek nou 'n braaivleis vier staan, dan sê ek, verduidelik vir die doop, dan sê ek wil nie. Dan sê ek, man, verduidelik vir my. Dan sê die doop, volgens hulle vervang die doop die besnydenis van die Heidelbergse Katekismus sê so. En dan vra ek altyd die vraag eers, dan sê ek van, okay, ek verstaan die doop vervang die besnydenis, maar hoekom doop julle dogtertjies? Want besnydenis was net vir seuns gewees, so dit pla my bietjie. Nou, ek gaan vanaand die doop verduidelik, soos dit in die woord voorkom, as dit reg met julle. Interessante vraag, hoe oud was Jesus toe hy gedoop is? Jesus was 30 jaar oud toe hy hom laat doop het. Hoekom kan ons nie vanaand 'n babatjie doop nie? Want die woord van die Here sê, Markus 16, hy wat glo om laat doop sal gered word. Kan 'n babatjie glo? Waar's klein Harry? Is hy in die babelkamer? Ek dink hulle moet hom gou vinnig vir my bring, net tjoef-tjaf. As dit moontlik is. Ek moet dit as 'n voorbeeld gebruik. Klein Harry, asseblief. Die osboontjie. Okay. Goed. Ek wil vanaand so 'n bietjie praat vinnig oor die doop. Maar ek wil eers 'n vraag vra. Kom Laura, maar nou nie so bang wees nie. Bring die kind, ek sal niks doen nie. Gaan hom nie nou instuur, nie maar nie. Sit hom hier met arm. Dat sê. Jee. Kan die kind sonde doen? Nee. As hy kan sonde doen nie, kom ons vra die vraag anders, kan hy glo? Hy kan nie eens glo sy ma aan sy volgende borrel vir hom gee. Hy hoop en skree daarvoor, maar hy kan dit nie glo nie. So, kan ek 'n kind doop? Nee. Want die Bybel sê, wat glo en hom laat doop, sal gered word. Nou kom ons gaan na die woord toe. Ek wil graag vir julle lees, Romeine 6, begin met hierdie woorde, dan sê hy, Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, sterk nie. Het ons nie die sonde afgesterf nie? Hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop word, in sy doop gedoop word nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, om op te staan as 'n nuwe skepsel. Nou dit moet verduidelik word. Ek wil dit vanaand verduidelik en ek het 15 minute om dit te verduidelik, maksimum. So, jy gaan moet vinnig luister, want ek gaan vinnig praat. Okay, nie so vinnig soos 'n Dries nie, maar gaan laat waai. Okay. Ons gaan vanaand kyk gou na die doop. Nou, hy sê hier so 'n snaakse ding. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Dan sê hy hierdie woorde, nee, sterk nie. Het ons dan nie die sonde afgesterf nie? Hoe kan ons nog daarin lewe? So hy maak 'n stelling en sê, ons het iets afgesterf. Stem julle met my saam? Ons het iets doodgemaak, stem julle saam? Nou, as ons daarna moet gaan kyk, is daar iets baie interessants wat ek vir jou wil sê. Ek weet nie of weet jy dit nie, maar as jy vandag by 'n advokaat of 'n
prokureur instap en julle praat so 'n bietjie oor die regstelsel en die klas van goed. En hy wil so 'n bietjie goed uithaal uit die verlede uit en sê, julle moet onthou Romeinse reg sê. So ons moet gaan kyk, die boek Romeine is aan die Romeine geskryf, in die tydperk van die Romeine, en ons moet weet waaroor dit gaan. Ek meen, ons moet verstaan waaroor dit goed gaan. Nou Romeinse reg sê, as ek vanaand iemand doodmaak, en ek gaan nie iemand optel vanaand nie, as ek vanaand iemand doodmaak, en hulle vang my, dan maak hulle sy lijk op my rug vast, julle het geweet. En dan vir 3 tot 6 weke, loop ek met sy lijk op my rug rond, totdat die regering besluit hy moet begrawe word. Soos die wurms hom eet hulle my. As hy stink, stink ek. En dis baie keer wat gebeur, want baie mense kom tot bekering, maar hy begrawe nooit die ou mens in die water nie. En dan word hy vrot. Dis hoekom mense kom tot bekering so 6 maande, plus minus, en dan na hy 6 maande, wat ook al die geval mag wees, dan gebeur dit, dat hy terugval, en vraag ons allemaal, hoekom het dit gebeur? Baie maklik, want hy het sonde, wat die vyand op ons rug vastgemaak het, en ons het het doodgemaak. Hoe kan ek daarvan ontslaan? Die Bybel sê, hy sê baie mooi, in Romeine 6 vers 3 sê hy die woorde, of weet julle nie, dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. So hy sê daar so, ons word saam met Jesus begrawe, en ek wil het vir jou lees, vers 4 sê, ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, net soos Christus uit die dode opgewek is, in die heerlikheid van die Vader, ons ook so, in 'n nuwe lewe kan wandel. So as ek begrawe word, begrawe ek die eie ek begrawe die ou mens, ek begrawe die dinge wat vir my saak maak. Maar as ek opstaan en ek 'n nuwe lewe, nou gaan dit nie meer oor wat ek wil hê nie, dit gaan oor wat God wil hê. Gaan nie meer oor hoe ek voel nie, dit gaan oor hoe God voel. Gaan nie meer oor hoe my hart sê nie, maar wat God se hart sê. Nou ek ons gou so vinnig hieroor praat, want daar is 3 goed wat enige geboorteproses benodig. Ek weet nie hoe weet julle dit nie. Enige geboorteproses het 3 goed betrokke. Water, gees en bloed. Goed, so die dag as ek tot bekering kom, dan bid ek, dan sê ek, Vader, ek vra U, was my met die kosbare bloed. Reinig my van al my sondes en al my ongeregtighede, en hy doen. So dit sê, bloed is daar, stem weer met my saam. Dan die tweede ding wat ons doen is, ons vra gewoonlik, Here, ek wil U vra, kom woon in my hart. En wat wie kom woon in ons hart? Want ons het baie groot bespiegelinge hieroor, of mense het bespiegelinge hieroor, want hulle sê, God die Vader sit op die troon, en Jesus sit aan die regterhand van die Vader, en die Heilige Gees wat nie by ons bly. So, die korrekte term is eintlik die Heilige Gees, maar daar is 'n skrif wat al hierdie goed verduidelik, en dis in 1 Johannes 5 vers 7, en ek wil dit toch vir jou gee, want 1 Johannes 5 vers 7 sê hierdie woorde, hy sê daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. So dit maak nie saak wat er hier ek nooi nie, of ek sê Vader, of Heilige Gees, of Jesus, dit maak nie saak nie, hulle bly een. Nou sê baie mense, pastoor, dit is onmoontlik dat hulle een kan wees, want Jesus was op die aarde gewees, en die Heilige Gees door die wêreld gesweef, en God was in die hemel. Hoe is dit moontlik dat hulle een kan wees? Dit is baie maklik. Ek en jy bestaan uit 3 dele uit. Ons bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n liggaam. Nou, hierdie liggaam van my is hierdie sak met die vervaldatum op. Skus, dit klink vreeslik. Maar die Bybel sê ek het 'n vervaldatum. Hy sê, my neusnoer is vir my uitgemeet, voor die aarde gemaak is. Goed. My gees is die ruach gedeelte. Dit is die gedeelte wat toe God oor Adam gaan staan het hy sy asem in hom ingeblaas. En die Bybel sê, hy het 'n lewendige wese geword. Maar die woord wat gebruik word is ruach, en dit beteken gees of asem. Nou, dis baie interessant, want ons dit vanaand hoor, want as ek sê, Here, kom woon in my hart,
hart? Wie kom woon binne in my hart? Die Gees van God. Goed, en die derde ene, praat hy hy sê, daar is 3 getuigen in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Nou, kom ons vraag nie eers, wie is die Woord? Want die Woord is eintlik baie maklik om te beskryf. Johannes 1:1 sê, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En dan sê Johannes 1:15, en die Woord het vlees geword, en onder ons kom woon. So ons verstaan dadelik, dat hy praat van Jesus, want Jesus is die een van die 3 eenheid, wat vlees geword het, en onder ons kom woon het. So, maak nie saak wat een van die 3, dis hy. Kan ek gou vir jou iets sê? En dan die sielgedeelte, dis die wil, die intellek en die emosie. Is nog ons laatste die Bybel praat van die wil van God. En hy praat dat God het kwaad geword. En hy praat dat Jesus het geheil. Dat is my mooi gewees, want het sê vir my, daar is 'n sielgedeelte. Nou, jy kan vanaand in die kerk sit, ek ons gebruik sommer gou 'n voorbeeld. Kom ons sê sommer Dani sit vanaand in die kerk. Hy huil oor sy ouma wat 'n ruk terug oorlede is. Hy sit en huil oor haar, en hy's besig om met God te praat daaroor, maar sy lyf sit in die kerk. Dit sê vir my, hy's op 3 plekke gelyktydig. Sy siel is besig met ouma, want hy huil oor haar. Sy gees is besig met God, want hy praat met hom, maar sy lyf sit in die kerk. Nou, net so vir die slim mense, ek weet nie of weet julle dit nie, maar as jy hierdie skrif in jou Bybel gaan soek, in die nuwe verdwaling, die nuwe vertaling, die 83 Bybel het hierdie skrif uitgelaat. Hy sê, daar is net 3 wat getuiges, al wat hy sê. Hoekom? Want hulle wil nie die 3 eenheid van God aanvaar nie. My Bybel sê, as ek 'n jota of 'n titel uitlaat in die woord van God uit, 'n jota is 'n punt, 'n jota is 'n komma en 'n titel is 'n punt. As ek 'n jota of 'n titel uitlaat, is ek nie geskik vir die koninkryk van God nie. Maar nou sê die Bybel ook, daar is 3 wat getuig op aarde. Die water, die gees en die bloed. En hierdie 3 is eensstemmig. Nou dit klink nou 'n bietjie anders. Nou kom ons praat gou vanaf daaroor. Ek het nou gepraat oor die Romeinse regstelsel en ek wil dit weer inbring, want het jy geweet daar gaan oom Pieter Kief sit vanaand hier sê kan nou, oom Pieter kan jy onthou die oudtydse evangeliste het baie keer gepreek en sê ja, en as hy geel bus om die hoek kom en hy ry jou raak en hy ry jou dood, waar gaan jy hier, kan jy dit onthou? Die ou evangeliste het so gepreek, maar dan gaan 'n dag kom wat elke een van ons voor God gaan staan. En wanneer ek voor God gaan staan, is daar een ding wat gaan gebeur. Daar's 'n aanklaer met die naam van Satan, wat daar staan wat my gaan vra, het jy al 'n leuen vertel in jou lewe? Ja, ek het. Wat doen ons iemand met 'n leuen vertel, 'n leenaar? Dan gaan hy my vra, het jy al iets gesteel in jou lewe? Dan sê ek, nee. Dan sê ek, regtig? Nog nie daai koekie in die kas, of die kondensmelk in die yskas, of daai ekstra klein geld wat jy gekry het, en nie die Griek op die hoek gesê het nie. Oké, ek het daar iets gesteel. Wat doen ons iemand wat iets steel, 'n dief? Dan gaan ek vra, dan gaan ek my vra, jy egbreek gepleeg, sê nee, ek is al nie so sleg nie. Die Bybel sê, as ek na iemand kyk en ek het hom begeer, het ek reeds egbreek gepleeg. So op grond daarvan het almal van ons al egbreek gepleeg. En dan gaan ek my vra, het jy al 'n moord gepleeg? Sê ek, nee, het sal nie so bad nie. Die Bybel sê, as ek iemand haat, het ek hom reeds vermoor. Jo. So by my eie belydenis is ek 'n liegende, stelende, egbreekende moordenaar. Maar dan kom my advokaat ingestap en sê, jy lagbare, ek sien wat is die vyand se plan, of die aanklaer se plan, en hy wil hom volgens die 10 gebooie, die 10 wette, wil hy hom oordeel, maar hierdie man is nie volgens die wet nie, hy is onder die genade van God. Nou ek weet nie of weet jy dit nie, as jy iets in die Bybel kry, of as jy iets wil bevestig, moet dit deur 2 of 3 bevestig word. Jy weet ek sien is wat die woord van God sê. Nou kom ek verduidelik gou. Het jy al die Bybel probeer deurlees? Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dan gaan jy agterkom, Matteus
en Markus en Lukas en Johannes het amper allemaal dieselfde stories. Want Matteus vertel 'n storie en Markus, Lukas en Johannes bevestig dit. Of Markus vertel 'n storie en Matteus, Lukas en Johannes bevestig het. Of Lukas vertel 'n storie, Matteus, Markus en Johannes bevestig het. Of Johannes vertel 'n storie en Matteus, Markus en Lukas bevestig dit. Nou, hoekom vertel ek jou die storie? Vir die rede, as hy sê, ek is onder die wet, en hy sê, goed, dan moet jy 3 getuies inroep, want dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê, in Johannes 5 vers 8 sê, daar's 3 wat getuig op die aarde, die Vader, die Gees en die bloed, en hierdie 3 is eenstemmig. OK? So nou sê die regter, die Vader vir Jesus, OK, wie is jou eerste? Dan sê hy, ek wil eers die bloed inroep. Dan kom die bloed en dan sê hy, edelagbare, daar was 'n dag en datum dat hierdie man sy hart en lewe vir die Here gegee het. En ek het hom gevat en hom gereinig van al sy sondes en al sy ongeregtighede. So ek kan verklaar, hy is volgens my nie onder die wet nie, maar hy is onder die genade van God. Dan sê hy, goed, wie is jou tweede getuie? Dan sê hy, my tweede getuie is die Heilige Gees. Dan kom die Heilige Gees en dan sê hy, edelagbare, hy het my genooi om binne in hom te kom woon en ek kon nie wag om dit te doen nie. Dis vir my exciting om te dink die Gees van God het binne in hom gebly, ek het in hom gebly en ek weet het. En dan kom hy daardie in die Vader, dan sê hy, edelagbare, in hierdie dag en hierdie datum is hierdie man gevat en begrawe in die doop en die dood, om op te staan as 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Daarom kan ek vandag getuig, hy leef nie meer nie, maar Christus leef binne in hom. Wow. En dan sê die Bybel, hierdie 3 is eenstemmig, soos iemand vanaand sê, 10 voor 7 in die aand, het ek iemand doodgemaak, kan ek sê op Sondag aand wat is vandag 23ste November, het ek iemand doodgemaak, sê, kan nie wees nie, is baie mense wat kan getuig gekeet nie. Maar ek kan byvoorbeeld 'n strookje gee van 'n ATM met 'n datum op, wat geld getrek het, en die regstelsel sê, when in doubt, it's out. Soos ek kan reasonable doubt skep, is dit uit. Nou het ons 'n probleem, want die Bybel sê, hierdie 3 is eenstemmig. So ek moet, die bloed moet namens my kan getuig, die water moet namens my kan getuig, en die Gees moet namens my kan getuig. Anders kan ek dalk onder die wet geoordeel word. Nou sê die Bybel, Johannes 3 vers 3 tot 5, Jesus sê vir Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê, Here, ek kan nie 2 keer in die spoot van my moeder ingaan nie. Hoe kan ek wedergebore word? Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as jy nie deur water en Gees wedergebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat het ek mee begin? Onthou, enige geboorteprosesse, 3 goed betrokke, water, Gees en bloed. En dis kom ek vanaand kan sê, ek is wedergebore deur Christus Jesus. As jy disipelskap kom loop, gaan ek dit baie beter vir jou verduidelik. Ek het vanaand 15 minute gehad om dit vir jou te verduidelik. Ek verduidelik dit gewoonlik so in 'n uur. Maar ek wil vanaand vir jou sê, daar's mense wat vandag die besluit gemaak het, of mense wat besluit het, ek gaan my laat doop, ek wil deur die water gaan. En ek wil vandag vir jou sê, een ding wat ek die afgelope 3-4 weke, wat God ernstig met my oor praat is, verander. Want wat baat het, ek is wedergebore, maar ek doen nog steeds dieselfde goed wat ek gedoen het. Die Bybel sê so mooi, in Jakobus 4 vers 4, hy sê, egbreker en egbreekster, weet julle dan nie, dat vriendskap met die wêreld is vyandskap met God nie. Soos ek klaarmaak met die wêreld, moet ek klaarmaak met die wêreld in totaliteit. En ek moet God begin aanhang.
hom begin dien. Ek moet saam met hom op pad begin loop. Nou sê baie mense vir my, pastoor, dis hoekom ek my nie kan laat doop nie, want ek is nog nie reg nie. Kan ek net maar vanaand vir jou sê, jy sal nooit reg wees nie. Ons almal leef in 'n sondige natuur en ons sal sonde doen, maar nou is daar vergifnis, want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy met jou mond bely, hy is getrou en regverdig om jou van al jou sondes en al jou ongeregtighede te red. So wil jy sê, hierdie is vir my bedoel, hierdie is vir elkeen van ons bedoel. Daar is nie een persoon wat nie gedoop kan word nie. Dis waarom dit gaan. Oké, ek dink ek het genoeg gesê vir vanaand. Ek dink dit wat ek verduidelik, het is prakties en baie logies. So ek gaan vra dat my doopskandidate gaan uitgaan. Die vrouens gaan hier na my kantoor toe gaan. Mans gaan agter in die bidkamer ingaan, waar ons gaan aantrek. En dan gaan ek die musiekspan vorentoe nooi om lekker 'n bietjie te kom musiek maak. En dan gaan ons hulle doop vanaand. Ek het so groot voorreg vanaand. Pastoor Dries van vanaand sy kleindogter op doop. En dis vir my lekker. Ek hou daarvan, Pastoor Dries, is bly hy is hier vanaand. So ons gaan hom eerste geleentheid gee, maar die musiekspan kan na vore kom, dan gaan hulle so lank vir ons lekker musiek maak. Amen. As hy julle rustig sit, terwyl ons doopkandidate agterloop, ja. Bietjie rustige musiek vir julle speel. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I
dink ek moet eers begin preek. Wie is reg vir nog 'n preek? Ja, ek is baie opgewonde dat ek sy nog 'n keer doen. Sy het later die Here gegee en sy is opgewonde dat die begrafenis wat ons verwag het. Ons begrawe jou mens en ek het mens in Christus Jesus.
vloei vanaand voor die Vader. Vloei in die Seun, vloei in die Heilige Gees. Vloei dat Jesus aan die kruis gesterf het van jou sondes, rond van jou eie belydenis, doe ek in die naam van die Vader en van die Seun, van die Heilige Gees. Vader, so baie dankie dat ek van die leesleiding kan bring. So dankie vir 'n splinter nuwe lewe. So dankie Here vir wedergeboorte. So dankie Here dat sy reeds begin verander het. Here, ek wil vanaand bid en vra, kom val haar toe. Maak haar baie gelyk, Here. Maak haar bediening los, as ek weet in die kosbare naam van Jesus. En ek dank je daarvoor. Amen.
bij dat ik zet de van voor die Vader. Wil je die Seun, wil je die Heilige Geest. Wil je Jesus aan die kruis sterven van je zondes. Grond van je levenleidens doe ik in de naam van die Vader, en van die Seun, van die Heilige Geest. Vader, zo wij dan in die naam op elkaar kan leggen. Zodat die versplitterd die we leven in die Heer, ik vanavond met een vraag. Maak ons die bediening met die part leven. Verwoord vanavond u met die liefde en die genade. Ons eer en daarvoor in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Staan, vloei van voor de Vader. Vloei die Seun, vloei die Heilige Geest. Vloei dat Jesus aan die kruis gesterven van uw zondes. Grond van uw eeuwigheid noem ik in de naam van uw Vader, en van die Seun, en van die Heilige Geest. Vader, zo wij dank dat ik nou dat je niet moet hebben. Zodat je verspreekt in uw leven in Christus Jezus. Heer, wat ons die bediening voor aan leven. Dank je dat die verandering reeds bezig is om plaats te vinden. Heer, ons eer heeft dat die vanavond veranderen. In Jezus' wonderlijke naam. Amen. Jullie weet vloei van voor die Vader. Vloei die Seun, vloei die Heilige Geest. Vloei dat Jesus aan die kruis gesterven van uw zondes. Grond van uw eeuwigheid doe ik in de naam van die Vader, en van die Seun, van die Heilige Geest. Vader, zo wij dank je dat ik nou op je land kan leggen. Zo dank je dat ik weer die lief vind. Heer, dank je voor de splinter die we leven in Christus Jezus. Val ons vanavond toe, Heer. Maak je nu oppakken en niet meer krijgen en niet meer krijgen. Ons eer jou voor in Jezus' wonderlijke naam. Amen en amen. Brandon van Wijk, vloei van voor die Vader. Vloei die Seun, vloei die Heilige Geest. Vloei dat Jesus aan die kruis gesterven van uw zondes. Grond van uw eeuwigheid noem ik in de naam van uw Vader, en van die Seun, en van die Heilige Geest. Vader, zo wij dank dat ik nou met die jongeman kan leven. Zodat je voor de splinter in leven in Christus Jezus. Dank je, Heer, dat die krijgers opdagen voor uw koninkrijk. Heer, ik wil vanavond bidden en vragen, maar los die bediening op zijn leven, dat die voor ons sturen. Dat is mijn gebed in de kostbare naam van Jezus. Dank je wel voor hem. John 3 vloei van voor die Vader. Vloei die Seun, vloei die Heilige Geest. Vloei dat Jesus aan die kruis gesterven van uw zondes. Grond van uw eeuwigheid noem ik in de naam van uw Vader, en van uw Seun, en van die Heilige Geest. Vader, zo wij dank je dat ik naam op Jan kan nemen. Zo dank je voor de splinter in mijn leven in Christus Jezus. Heer, ik wil vanavond bidden en vragen. Maak los die bediening op zijn leven, Heer. En Heer, een weg en krijgen op voor uw koninkrijk. Dat is mijn gebed in de naam van Jezus. En ik dank je daarvoor. Amen en amen.
die aan die tron vloei van voor die Vader. Heilige Seun, Heilige Gees, Heilige Jesus aan die kruis gesterf het van jou sondes, rond van jou eie belydenis, doe ek in die naam van die Vader en van die Seun, van die Heilige Gees. Vader, so dankie dat die naam op die hand kan lewe. So dankie vir 'n splinternuwe lewe in Christus Jesus. Vul vanaand toe, Here, en dankie dat ons weet, Here, dat U 'n pad op gaan staan. Here, ek eer U vir dit wat U vanaand in sy hart en in sy lewe doen. Ons eer U, Here, dat U kryger op vanaand ons by gebed in Jesus naam. Amen. Wat 'n voorreg vanaand hierdie man te kan doen. Mediese dokter, hy het besluit dis tyd. So dokter, goeie vanaand vir die Vader. Goeie Seun, goeie Heilige Gees, goeie Jesus aan die kruis gesterf het van jou sondes. Grond van jou eie belydenis, doe ek jou in die naam van die Vader en van die Seun. Vader, so baie dankie dat ek maandag op te doen kan sien. So dankie dat ek vanaand weet, Here, U liefde, die genade is van vir my. Here, dankie vir 'n nuwe lewe. Dankie vir 'n nuwe begin. Dankie dat ons vanaand kan sê, Here, U goedheid en U guns is vir ons. Maak los nie bediening oor sy lewe, wat U in sy lewe wil hê. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Staan vloei vanaand voor die Vader. Vloei in die Seun, vloei in die Heilige Gees. Vloei dat Jesus aan die kruis gesterf het van jou sondes, grond van jou eie belydenis, doe ek in die naam van die Vader en van die Seun, van die Heilige Gees. Vader, so baie dankie dat ek naam op jou hand kan lê. So dankie vir 'n splinternuwe lewe in Christus Jesus. Here, maak los die bediening oor sy lewe. Here, maak 'n kryger op vir die koninkryk. Ons keer daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Maar Here, ons wil vanaand bid en vra,
Vader, hele mens begraven word, die sal opstaan as 'n nuwe skepsel. Here, maak ons die bediening van sy lewe, weg van gekruiger op die koninkryk van God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Even van my vloei vanaand voor die Vader. Vloei in die Seun, vloei in die Heilige Gees. Vloei dat Jesus aan die kruis gesterf het van jou sondes, grond van jou eeuwigheid, tot ek in die naam van die Vader, en van die Seun, van die Heilige Gees. Vader, so baie dank dat ek naam op jou moet kan lewe. So dank U vir 'n splinter nuwe lewe in Christus Jesus. Kom vanaand toe, Here, weg en terug op vanaand, Here. Dank U vir die bediening wat U losmaak oor sy lewe. In Jesus naam. Amen. Als hy baie geluk en elkeen wat nog nie gedruk was. It's an amazing experience. Julle kan saam met ons staan, ons gaan 'n bietjie saam sing terwyl ons pastoor en die kandidaate wag. Broers wat graag om offer aan die hele kan na vore kom.
jou hart is dalk gebreek en jou siel is dalk gevat, maar daar